Goeienaand mense, Jaap hier so. Ja, ek het iets interessants gevind 'n paar dae terug. Ek het nou 'n video gekyk waar mense wil sê Israel en Kanaan en al daardie plekke is eintlik in Amerika. Jy kry mos steeds daar 'n groep mense wat dit proklameer. En duidelik is dit nie. As baie redes hoekom dit nie is nie. Vir een is die diere van die Bybel kry jy nie in Amerika nie. So duidelik is dit mos nou nie die area nie. As jy nie kameelperde en volstruise en leeu's, allerhande diere kry jy mos nou nie daar nie. Renosters. Die Bybel praat van al hierdie diere en dis net in Afrika. Hyenas. Maar daar is ook ander redes. Soos waar die berg Sinai lê in lyn met die tuin van Eden en sovoorts, wat ek mos gevind het deur Jubilees 8. Dit alles wys dat dit is in Afrika en nie in Amerika nie. Maar hulle het oor iets interessants gepraat oor die Split Mountain, want hulle wou gesê dit is nou die Olyfberg wat gesplit het. Toe kom dit by my op, hoekom kyk ek nie 'n bietjie daarna, of ek iets soortgelyk sien by die regte berg Sion, wat by Rwenzori is, mos by Uganda, Congo. Hy is mos 'n grens tussen die twee. Toe gaan kyk ek 'n bietjie daar of daar iets is oor 'n gesplete berg. En toe het ek iets interessants gekry en ek wil met julle deel. Ek wil net vir julle die stukkie lees wat gebeur het by die Olyfberg. Die Olyfberg is nogal gewild, want Joshua het daarvan gehou om na die berg toe te gaan, want hy was net buite Jerusalem, en hy daar aan die ooste kant van Jerusalem, en dan het hy daar gaan sit, en hy het Bethany is ook daar so gewees, en dan het hy en sy disciples daar toe gegaan. Dit is ook waar in Matteus 24 vir die disciples verduidelik het van die eindtye en alles, wat in hulle generasie gaan gebeur, die groot verdrukking en so aan. Hulle het na hulle om die stad en die tempel gewys het hulle mos by die Olyfberg gaan sit. En toe het hy dit vir hulle vertel dat dit gaan afgebreek word rondom 70 na Christus en al hierdie ander dinge wat hy hulle vertel het, gaan ook vervul in dieselfde tyd. Maar in elk geval, kom ons lees gou Sagaria 14 vers 14 vanaf vers 1. In die Septuagint, hy is meer akkuraat, selfs meer as al die ander vertalings, dink ek. Ek gaan net die eerste paar verse lees tot vers 5. Behold, days of Yahuwah are coming, and your spoils shall be divided in you, and will gather all the nations to Jerusalem for a battle, and the city shall be taken, and the houses looted, and the women defiled, and half the city shall go in captivity. Nou mense, hierdie goed glo ek, het natuurlik nou klaar gebeur, hierdie is toe Jerusalem nog gestaan het, so hierdie goed wat hy hiervan praat het vervul rondom 70 na Christus natuurlik. Die vernietiging van die tempel en die helfte van die stad is doodgemaak, en die ander helfte is weggevoer in soos ballingskap. En hulle is ook vir wilde diere gevoer in verskillende dorpe, in die Romeinse dorpe, hierdie mense wat weggevoer was. But the rest of my people shall not be utterly destroyed from the city. Onthou die gedeelte van die gelowiges is daar uit vir 3,5 jaar, soos byvoorbeeld by Pella gaan bly het. Hulle het geweet hulle moet uit Jerusalemse area uit wegkom, so hulle het oorleef, die gelowiges. And Jehovah will go forth and draw up in battle order against those nations like a day of his marshalling in a day of battle. Hierdie is 'n begin van 'n verwysing na Joshua se tweede koms, mense. Dat dit gebeur hand in hand met die vernietiging van Jerusalem. Want onthou die voete van yster en klei is saam vernietig. Daardie 10 tone is saam vernietig. So Rome en Juda het saam geval. And on that day his feet shall stand on the Mount of Olives, which is opposite Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split, half of it to the east, half of it to the sea, an exceedingly great chasm, and half of the mount shall incline northward and half of it southward.
And the valley of my mountains shall be blocked up, and the valley of the mountains shall be joined up to Lasol, and it shall be blocked up as it was blocked in the days of the earthquake, in the days of King Uzziah of Judah, and Yahuwah my Elohim will come, and all the holy ones with him. Dus hoe ek ook weet, hier is 'n verwysing na sy tweede koms, want die saints het saam met hom gekom, glo ek, en die engele, soos Paulus ook gesê het, hulle gaan hom in die lig ontmoet as hy kom. Eers die dooies wat opgewek word, en dan die wat lewe, sal saam met hulle hom ontmoet in die lig. Maar het is interessant hierso, dat hy verwys na die aardbewing van tydens koning Uzziah, en het klink asof hy sê, dat daar het soos boulders so goed afgerol van die berge af, met die aardbewing wat in die valleys gaan lê het. Dus kom hy sê, it shall be blocked up. So in die valleie het klippe afgerol en die paaie geblok, lyk my, of wat ook al geblok. En dat dieselfde sou gebeur nou met die berg Olyfberg. As hy split, sal daar van hierdie klippe nou afrol na die onder toe. En, maar as jy nou in die Masoretic gaan lees, klink dit heeltemal anders. Daar sal klink het asof die berg het heeltemal oopgeskeer tot heel onder toe, en die mense kon deurloop deur die berg. Dis hoe dit klink. Maar hier in die Septuagint sê actually dat die klippe met die berg wat split, en soos met die aardbewings vroeër, ja, dat is boulders afgerol en dat die paaie geblok. So is heeltemal anders. Heeltemal anders. Mens kan nie glo, daar is so groot verskil tussen die vertalings nie. En kom ons kyk hierso. Ja, dis nou die Afrikaans van dit. Hierdie is 1 Konings 1. Hier is met die salwing van Salomo. Maar ek gaan dit sommer hier vir julle gewys. Kyk waar ons hierso. Hier is die Olyfberg. Verstaan u? So ek sal vir julle gewys hierso van die Gihon. Ons sien die Gihon is wat vloei rondom die area van Kush. Kush is Ethiopië mense, dieselfde woord, dieselfde betekenis. Beteken maar swart. En Ethiopië beteken ook swart. En dit het om die area van Ethiopië gevloei. Dis die Nylrivier mense. Flavius Josephus sê ook dis die Nylrivier. En op ou kaarte van Afrika wys 'n paar van hulle dat die Nylrivier is die Gihon. En hierdie sê maar net eintlik dat die tuin van Eden is in Afrika. En dan sien ons hierdie in 1 Konings 1:33, deur die Salomo salf. The king also said to them, take with you the servants of your lord, and have Solomon by my son ride on my own mule, and take him down to the Gihon, to the Nile. Nu kom, van die Nylrivier was reg langs Jerusalem verbygevloei. Hulle kon uit die stad uit loop na die rivier toe. So Zadok the priest, gee 'n ander klomp name hierso, went down and had Solomon ride on King David's mule and took him to Gihon. So Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king at Gihon. So hulle het hom by die rivier gesalf, maar ek dink hulle het hom seker ook iets soos gedoop of something in die water, dis hoekom hulle na die Gihon toe moes gaan. And they have gone up from there rejoicing, so that the city is in an uproar. This is the noise that you have heard. Nou, dit sê ook daar in hierdie stuk, 1 Konings 1, dat die mense het saam uitgegaan, die mense was daar saam en het saam teruggeloop en gerejoice en gesing. So, dit is duidelik dat die Gihon rivier, die Nylrivier het baie naby Jerusalem verbygevloei. Ek het al reeds 'n video gedoen, waar ek gewys het van Amara, die Amara berge van die ou kaarte, dat het is actually die berg Sion, en hulle wys op al daardie, hoe die rivier vloei na die
verby Jerusalem en 'n vertakking vloei na die weste kant van Jerusalem. Nou hierso sien ons ook in 2 Kronieke 32:30, the same Hezekiah also stopped the water's outlet of the upper Gihon van die Nile rivier and brought the water by tunnel of sloot to the west side of the city of David. So hy het 'n sloot gegrou na die weste kant van Jerusalem toe. Dan kan hy mos nou nie ver wees nie. Dan kan Jerusalem mos nou nie ver van die rivier af wees as hy 'n sloot grou van die Nile rivier af na die weste kant van die stad nie. Of hoe? Hoe kan hy dan in Asië wees? Het hy daar duisende kilometers ver 'n sloot gegrou die rivier daarna die weste kant van Jerusalem toe, wat al reeds langs die see is daarbo. Dit maak ons nou nie sin nie. Nee mense, hierdie sê duidelik vir jou dat Jerusalem is reg langs die Nile rivier. Dat berg Sion is langs die Nile rivier. En nou hier sê die laaste vers, 2 Kronieke 33:14, en dis he built a wall outside the city of David on the west side of Gihon in the valley, as far as the entrance of the fish gate, and it enclosed Ophel, and he raised it to a very great height. Then he put military captains in all the fortified cities of Judah. Het klink of hy of 'n muur aan die ander kant van die oewer gebou het van die Nile rivier, oor kan die Nile rivier, want hy sê die weste kant, waar die stad is, so die stad is aan die ooste kant, en aan die oorkant die rivier, aan die weste kant het hy nog 'n muur gebou daarso, vir ekstra beskerming. Dis hoe dit klink, of hierdie is 'n verwysing na die rivier, wat as 'n aftakking, wat na die weste kant van die stad gevloei het, dat hy daardie water 'n muur omgebou het, om daardie area as 'n ekstra beskermingsmuur daar te bou, waar daardie water heen gevloei het. Dit kan dit ook wees, maar in elk geval feit van die saak is, hulle is reg langs die Nile rivier. Dis wat die Bybel vir jou sê mense, so wie gaan jy glo, die Bybel of hierdie klomp mixed race Arabiere, Jode, wat hulle ook al is, Edomite, wat vir jou kom sê, dit is daar in Palestina. Kom ons kyk. So hier is die, toe het ek gaan kyk mos nou na die berg Rwenzori, wat die berg Sion is in Afrika. Hier is die Evenaar, Evenaar loop so deur hierso, maar hier is die border tussen Congo en Uganda. Nou hierdie berg is 126 km lank mense, is verskriklik lank, en hy is so 65 km wyd. En daar's 'n vers van Psalms wat Dawid sê, die Jerusalem lê aan die noorde kant van hierdie berg. Nou as jy vat, vir interessantheid het ek agtergekom toe ek 'n berg vind wat lyk soos die Olyfberg. Toe ek uitzoom en inzoom, reg waar Mount Stanley wys altyd, en hierdie bergtekentjie, dis die Olyfberg. En net langsom sou Jerusalem moet nou wees, hè? So as ons so kyk hierso, dit beteken die rivier het hierdie kant verby gevloei. Daar is nog 'n oorblyfsel van die rivier hierso, wat nou 'n meer is, daar. En hier is 'n oorblyfsel van die rivier. Hier ondertoe hierso ook oorblyfsels. Afrika het mos uitgedroog. Maar om vir julle te wys dat hier was 'n rivier gewees wat opgedroog het, nou ek julle gou hier gewys het. Hierdie het ek al vir julle gewys, die topografie van daardie area. Hier is daai berg. Hier kan jy duidelik sien die walle van die rivier, daai kant, en dit het net opgedroog. En van die water het hier omgekom, en so omgevloei. Kan jy dit sien? Daar omgevloei. Ek het selfs op Google Earth gaan en hierdie gaan meet. Ek dink dit is verskriklik wyd gewees. Maar so jy kan sien, dit is omtrent so wyd soos wat die berg wyd is. En die berg is so, daai deel wyd is, so 50 km. Maar dat hulle reg langs die rivier was, so dit beteken Jerusalem moes dan aan die weste kant van hierdie berg wees, noordwes, sodat hulle naby die Nile rivier is, sodat Hezekiah 'n sloot kan grou na die weste kant van die stad. Hoe anders gaan hy 'n sloot grou as die
stad aan hierdie kant sit en die rivier aan daai kant is. Behalwe as hy van hierdie water af hier 'n sloot gegrawe het op 'n manier na die weste kant toe. Maar onthou, hy moet aan die noorde kant van die berg ook wees. So, toe gaan kyk ek na hierdie berg, kom ons kyk of ek daai foto's kan kry. Hierdie berg. Jy sien hierso, die split hierso. Nou met die blijkbaar met die smelt van die sneeu hierbo het die meer sigbaar geword, die split. Nou hierdie is die een is die wat hulle noem die Margarita en die spits en die ander is die Alexandra spits. Nou hierdie berg self, dis nie eintlik 'n berg nie, hy is op die berg Sion, soos eintlik alles net deel van die berg Sion, maar hulle noem hierdie een die berg Stanley. Maar soos ek sê, dis net 'n spits bo op berg Sion, of berg Rwenzori, dis deel van daardie hele berg. So, dit is eintlik maar 'n berg op 'n berg. Dis 'n baie groot berg. Nou hierdie spesifieke een het 'n split in die middel. En waar kan jy die split sien, daar is deur, daar gaan hy. Daarbo. Waar is dit vir my lyk, dan hier is op die een kant staan en daar is die ander spits. Hier staan op die een spits, so sê maar die Alexandra een en daai is die Margarita. Weer eens, hulle staan op die een kant van die split en daar is die ander ene. Weer so prentjie daar. Ja, dis die laaste ene. Baie nice, né? Nou, dis iets juist uit bo op die berg gaan klim, hè. Ek glo nie dis hy het dit beslis nie gedoen, hy het onderlangs by die berg sy nou maar gesit as dit die berg is. Ek sê nie, dit is beslis die berg, hè. Ek wil net sê, dat is iets wat ek gekry het wat wel lyk of dit 'n verwysing kan wees na berg, die Olyfberg. So kom ons kyk gou weer na die kaart hierso. Hoeveel wys het ek het hier gekry hierso. Ongelukkig, jy kan nie regtig veel van hierdie berg sien as jy nou soos julle gesien het, hierdie was die berg Stanley. Hierso. Hierdie hele berg hierso is Stanley. Maar hier onder toe, hierso waar die Witkool is, so hier is die berg Stanley wat gesplit is hierbo. Nou hierdie hele berg hierso, of eintlik hierdie spits hierso is die Stanley berg. En dan hier is 'n wit spot hierso wat hulle net lekker gemaklik net om so uitgeblok het vir ons hierso, dat ons hier kan sien nie. Ek vermoed dat is dalk die area dan waar Jerusalem sou gewees het. En die berg, Olyfberg aan die ooste kant van Jerusalem, wat hier sit, by die Witkool. Sien, maak nie saak hoe jy zoom nie, daai kool bly spierwit daar. Nou, ek het oorspronklik gedink dat Jerusalem was hier by Mount Gessie. Een van die redes was, want hy vers in Psalms wat sê, hy lê aan die noorde kant van die berg, het ek vermoed is dalk hier. Maar nou ek gaan kyk het van die Olyfberg en hierdie gespeete berg spits gekry het hierso, toe het ek gedink, dalk is dit dan die Olyfberg hierdie, en dit beteken dan Jerusalem moet wes van die berg lê, wat hierdie kool is hier, wat dan ook inpas by die verse wat ek julle nou gegee het van die Nylrivier, wat hier omgevloei het, en natuurlik opgevloei het tot, wie weet hoe hoog teen die berg op. Soos in die rivier, ek weet nie hoe hoog was sy walle nie, dalk hier, daai hoogte. En dan sou dit baie naby Jerusalem gewees het, wat hulle net so kan afloop na die rivier toe, en hy gesalf word by die rivier Salomo.
En koning Hesekia 'n sloot gehou na die weste kant van die stad toe, van die rivier af wat hier gevloei het. Baie interessant, mense. Ja, so hierdie area voldoen aan basically al die vereistes wat die Bybel gee vir Jerusalem. So dit is nou my nuwe favorite plek. Is nou hier recall hierso, langs Mount Stanley. Wat ek vermoed is daar waar Jerusalem sit. Sover ek weet, kan mense net na die berg gaan kyk aan die Uganda se kant, hierdie kant. En hulle het 'n klomp toere wat die mense hierdie spitse klim. Ek dink nie, of ek weet nie of die Congo ook so iets het nie. En ja, want dan beteken dit Jerusalem lê aan die Congo se kant, hierso. Maar ja, dit is wat ek julle wou gewys het. Van Jerusalem. Dit was nogal snaaks vir my toe ek hierdie spits kry op Berg Sion, wat gesplit is. Ek het altyd gedink, ja oké, berg is maar kleinerig, hy is nie so massief soos hierdie een nie, en hy het nie ook nie so baie spitse soos hierdie een nie. Mense dink aan 'n berg en dink jy hy het een spits, en hy is nie so baie wyd nie, of groot nie. Soos byvoorbeeld die berg Kenya. As jy gaan kyk, hy is redelijk groot. Hier sit hy. Hy het net een spits, soos 'n gewone berg. Hy het net 'n spits. En dis dit. Die rest is redelijk plat. Soos jy sien, is maar basically hierso waar hy opgaan en die rest is maar redelijk plat. Maar dit is nie so met die berg Sion nie. Hy het 7 spitse soos die Bybel sê in Openbaring 17. Het hy 7 spitse. Berg Sion. En die berg Rwenzori het 7 spitse. Ek het dit al vir julle gewys in my video oor Openbaring 17 selfs. Hierdie berg het 7 spitse. Een van hulle is spits Stanley wat gesplit is. Maar soos ek gesê het, ek het gedog, Olijfberg is, jy kry die berg Sion en dan is 'n afstand van hom af, is daar nog 'n bergie, hierso so nou maar, wat nou die Olijfberg is, en dan verder daar is nog 'n bergie. Maar dit is dalk 'n moontlikheid dat met hierdie spitse het hulle verskillende name gekry. En die een van die spitse se naam was dan die Olijfberg, wat nou vandag Stanley genoem word. En dis die een waarop Joshua gaan staan het wat gesplit het, en Jerusalem is net wes van hom. En dat hierdie berg was vol dorpe gewees, daar was dorpe op die berg, oral op die berg, soos Bethany was by die Olijfberg. Ja, interessant. So dis 'n vermoede van my. Maar ja, dis wat ek julle wou gewys het hieroor, soos wat ek nou maar saamgeflans het, nou gou 'n paar versies om vir julle te wys. Ek dink ek het alles gewys wat ek wou. Ons kyk gou hier. O ja, ek wil net sê van die spitse, hierdie 2 spitse is basically ewe hoog. Soos hy versie in Sagaria 14. Wat hy split, dat hy is ewe hoog, dat hy half in die middel split. En hier kan jy sien die Margarita Piek en die Alexandra Piek is 5100 en dan is 5091 of is maar so 18 meter verskil. Dus vir die grootte van hierdie berg is dit basically niks. So dis basically in die middel wat hy so gesplit is. Net nog iets interessants gewees om te sien. En ja, dinge is nie altyd soos mens dit soos wat mens dink nie, né? Wat jy images wat jy in jou kop maak van iets. En dan vind jy uit, dit is eintlik 'n bietjie anders gewees as wat ek gedink het. Nou, dis nogal die geval met hierdie berg ook. Dis 'n bietjie anders as wat ek gedink het. As dit dan een is, maar ek vermoed dit is. Maar ja, mens sal nie eintlik om weet as mens nie self gaan kyk nie, né? Want dis verskriklik moeilik om enige foto's te kry van hierdie berg. En enige video's te kry daarvan, en jy kan in die gaan kyk op Google Earth nie, want hulle blok het uit. So jy moet fisies daarna toe gaan om te gaan kyk.
En natuurlijk, dit is ander mense se lande daai. Jy kan nie net daar inwals en gaan kyk nie. Maar eendag op 'n reendag, soos Nicolas van Rensburg gesê het, gaan ons terugvat op die Ewenaar, dan kan mens gaan kyk. Dan kan mens gaan kyk na hierdie berg. Waar is Jerusalem? Die Bybel sê mos hulle gaan dit weer kry. Die mense wat bymekaar kom in Suid-Afrika, wat dan gaan terugvat tot by die Ewenaar, hulle gaan weer hierdie berg Sion na hom toe gaan, en dan gaan hulle weer Jerusalem kry daarso. En die ander Judea stede of dorpe daarso. Maar in elk geval, dis vir die toekoms. Geniet julle dag verder. Totsiens.